Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Ons is tans besig met 'n reeks Love Is by ons aanddienste. En nee, die is nie net nog 'n reeks oor liefde nie. Hierdie reeks challenge ons om regtig uit te gaan en geken te word deur liefde. So as jy wil deel vorm van hierdie reeks, kom join ons op Sondae-aande 6:30 hier by die kerk. Ek het verlede jaar by Doxa Douwe ingeloop op 'n baie gebroke plek in my lewe. Maar deur Doxa en deur my life group het ek iets beleef wat ek nie verwag het nie. Mense wat by jou staan, wat vir jou liefde gee en wat vir jou luister en wat ook net vir jou herinner dat jy nie alleen is nie. Ek is onlangs gedoop en meestal van my life group mense was daar saam met my as 'n support system en die liefde is net onbeskryflik. En ek kan eerlikwaar sê, Life Group het regtig my lewe verander en ek is so dankbaar vir die Here vir wat hy in hierdie mense aan my gee. Ons is opreg dankbaar vir die impak wat Life Groups het op ons vennote se lewens. Ons wil ook vir jou dankie sê dat jy in hierdie tyd deel gevorm het en ingeskakel het by 'n Life Group. Ons is baie opgewonde ook om vir jou te sê dat ons begin met 'n splinter nuwe Life Group vir mense wat graag online deel wil vorm. As jy dalk ver bly en sukkel om in die aande rond te travel na Life Group toe, maak kontak met my. Hallo julle, my naam is Lindy Strydom en ek kuier Vrydag aand 6 Maart 7uur saam met julle by Dr. Douwe Tygerwil. En ek wil sê vir al die girls van Dr. Douwe Tygerwil, maar ook julle vriendinne en julle sissies en julle ma's en julle kollegas, julle is so welkom vir hierdie spesiale aand met die tema gekenmerk deur sy liefde. En eintlik voel 'n mens so klein as jy iets mag sê oor sy liefde, oor God wie ons eerste lief gehad het en hoe sou 'n lewe lyk wat met alles in jou antwoord op daai liefde, op sy roepstem, hy wie ons eerste lief gehad het. Ek dink dit gaan vir ons 'n besonderse aand wees om saam te dink oor hoe so 'n lewe lyk. Hoe 'n lewe lyk wat met alles in ons vir hom dankie sê en wat gekenmerk word deur liefde. So dit is Vrydag aand 6 Maart 7uur. Ek sien uit om jou daar te sien. Maak seker jy bespreek betyds jou plekkie en nooi al jou vriendinne, sissies en kollegas saam. Ek sien jou daar. Wil jy graag gedoop word? Maak gerus kontak met ons. En indien jy of iemand wie jy ken vra of inhoud benodig oor die doop, is jy welkom om in te skakel by ons aanlyn doopgesprek. Hierdie jaar nooi Movement manne jou uit op 'n journey. Ons gaan 6 Kingsman temas 1 keer per maand fasiliteer. Gesprekke wat saak maak, temas wat elke man raak, temas wat help om jou te vorm, as leier, as eggenoot, as pa en as vriend. In 'n wêreld wat vinnig verander, het ons mekaar nodig, manne wat saam staan, manne wat saam groei. Dit kos net R150 as jy vir al 6 sessies inskryf, of R30 per sessie. Ons begin Maandag 16 Maart om 7uur by die kerk. Moenie alleen journey nie. Word deel van Movement manne. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal.
Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. En dan vanoggend het ons nou iemand ingevlieg ver van Bloubil land af. Dis lekker vir my om te sê ons nog 'n Bloubil in die huis. Na gister se oorwinning. Ek dink een van min hierdie jaar, maar hulle word al hoe meer. Ons die leier van Doxa Dayo en sy vrou Jan en Williana is hier saam met hom. Volgende is heerlik, Williana het hier saam kuier. Jan, so ek gaan nie veel meer sê nie. Ek gaan vir hierdie mikrofoon gee, kom en bless ons soos vir die Here op jou woord op jou hart gesit het. Kom ons sit ons hande met mekaar. Doxa Dayo Tygerwil verwelkom jou. Ja, goeiemôre. Ek is bevoorreg om in hierdie plek te wees vandag. En het klink vir my asof ek gek is as ek so praat. My naam is Jan, soos julle gehoor het, en ons het in 1998 deel geword van hierdie storie. Toe ons derde kampus in Pretoria begin het, ek was die aanbiddingsleier gewees in Williana se voorreg daai week wat die kerk begin het, was om ons tweede baba geboorte te gee. So ons dogtertjie is net so oud soos ons Kameeldrift kampus vandag. En die feit is, ons het hierdie pad geloop en hierdie storie het ontwikkel waar ons vandag verantwoordelikheid vat vir die span wat Doxa Dayo lei. En dit is wonderlik om net, baie mense vra vir my, hoe gaan dit met Ellen en Liana? Dit gaan regtig goed met hulle. Hulle het getransisie om baie meer van ons uitreikbediening na ander leiers in kerk en skool en so aan reg oor die wêreld te dien en te bedien. Hulle bly as vaderfigure 100% deel van die storie, maar is ons seisoen om die leiersels vas te hou. Ja, en nie ver van nou af nie, rent so 8 jaar van nou af, dan gee ons dit oor vir die derde generasie. Dis 'n groot deel van ons storie, dat Doxa Dayo 'n familie van bedieninge is. As jy vandag hier sit, is dit vir my, almal wat hierdie voorreg het om rond te kan beweeg, tussen ons stede en ook tussen ons kampusse, sê mens loop in 'n kampus in, is die eerste keer wat ek op 'n Sondag hier aankom, maar dit voel soos familie, dit voel soos huis. Daar's iets wat 'n mens gewoond geraak het, wat die Here dupliseer en vermenigvuldig op soveel verskillende plekke. En vir elke van julle wat hierso lei en wat hierso dien en bedien, wil ek vandag so saam met Rian vir jou sê, die Here sê dankie vir jou ja. Maar hierdie stad sê ook dankie vir jou ja. En ons wil vanoggend so 'n bietjie verder net oor dit kuier, want reg oor hierdie 35 plekke waar daar vandag saam aanbid word en die woord bestudeer word. Jy kan solank jou Bybel gereed kry in Korintiërs, die tweede brief. En reg oor Doxa Dayo is ons besig om oor hierdie tema te praat, Becoming Love. Becoming Love. En ek gaan vanoggend 'n bietjie verder dit inkleer vir jou. Miskien is daar net iets wat ek wil hê jy moet saam met ons net oor opgewonde wees, en ek gaan so tussenin 'n bietjie van ons storie en 'n bietjie van Doxa Dayo se storie gaan ek inweef. Maar gisterand en die dag voor dit was ons deel van 'n byeenkoms wat deur die YouVersion leiers wat daai Bible app begin het wat ek en jy op ons foon het hulle Suid-Afrika toe gekom, hulle kernleierskap uit Ohio in Amerika. En hier's 'n kantoor wat in die Kaap oopgemaak word. 2 plekke in Afrika, hierso en in Nairobi, waar daar 'n kantoor vir YouVersion oopgemaak word. En die rede daarvoor is dat Suid-Afrika van al die lande in die wêreld die derde meeste downloads het van die Bible app in die wêreld. Dis Amerika, Indië en dan is dit Suid-Afrika. En ons het gesien onlangs hoe dat die leesplanne, hier's vir jou ook 'n leesplan beskikbaar vir hierdie Becoming Love reeks. Daar's 4 leesplannetjies van 5 dae elkeen vir elke een van hierdie 4 weke wat ons saam die Bybel bestudeer. En ons gaan binnekort gaan Doxa Dayo deur die 1 miljoen merk breek van mense wat ons leesplanne oopgemaak het. En wat fascinerend is, ons skryf dit vir ons, maar daar's mense op die ander kant van die planeet wat saam met ons die storie volg. En ek dink dit is 'n baie groot voorreg dat ons 'n vennootskap met sulke organisasies kan wees. Julle mag dalk 'n bietjie meer hoor van die Bible app in die tyd wat kom. So ek wil jou vat na een van my geliefkoeste skrifgedeeltes. Nou, wanneer ons Korintiërs oopmaak, voordat jy daar lees, wil ek jou net gou so 'n bietjie iets van die storie vertel. As jy die heel eerste brief lees, dan hoor jy net van Paulus se moeilikheid met mense. Dis chaos in daai kerk. Ek wil hê jy moet net gou 'n gemeente imagine waar die ouens wat in hierdie blok sit, weier om by die ouens in daai blok te gaan sit.
Want ons is van Paulus en ons is van Apollos en daar's daar nog 'n groepie gewees. So daar was geweldige faksies gewees. Daar was ook geweldige morele uitdagings gewees. Die ouens het tot bekering gekom, maar hulle het van hulle gewoontes in die kerk gebring. Nou ek kan nie dink in die Kaap dat dit ooit gebeur het nie, maar daai ouens het baie keer na 'n nagmaaldiens het hulle nie die spiek op hulle gestop hier buitekant, dan het hulle nie die toets, die blaastoets geslaag nie, want nagpaal het ontaard in 'n verskriklike party. En Paulus is besig om te skryf vir hierdie ouens. Dan in die tweede brief skryf hy oor sy eie vervolging en sy moeilikheid en die stryd wat hy as 'n mens deurgegaan het. En ek wil hê jy moet vandag hier sit en saam met my net 'n bietjie dink oor dit wat die Bybel nou hierso sê. Hy sê as ons almal met 'n onbedekte gesig, met ander woorde as ek regtig eerlik, dit wat nou in my binneste aan die gang is. Nou, jy ken mos party mense, hulle gesig publiseer wat aan die binnekant aan die gang is. Hulle loop met hulle emosies op hulle mou, is een van die sê dinge. Maar dan kry jy ander mense, hulle speel gewoonlik basgitaar, hulle hou alles binne. Hulle hou alles binne. Niks persoonlik nie. Hulle alles is binnekant, ek is baie opgewonde. As jy met 'n onbedekte, ek speel self basgitaar. As jy met 'n onbedekte gesig, as jy vanoggend voor die Here staan en vir hom sê, Here, hier's waar ek nou is. Elke een van julle, hier's waar ek regtig nou is. Paulus doen dit. Hy skryf vir mense, hy vertel hulle wat in sy gemoed aan die gang is. Maar hy sê, as ons dit kan regkry om by ons eie pyn en ons eie onsekerheid en ons eie insecurity miskien, of ons eie struggles, of dit nou met mense is, en of dit nou by die werk is, waar ook al, as jy daar verby kan kyk, en jy kan die heerlikheid van die Here aanskou. Nou die woord aanskou, behold, is 'n verskriklike groot woord. Het iemand hierdie sê ding al gehoor? Some things you can never ever unsee again. Jy het iets gesien wat so indruk op jou gemaak het, en jy kan dit nooit weer nie sien nie. Dis waarvan Paulus praat, daai tipe sien, as jy met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here kan aanskou, dan verander dit jou. Dan verander dit jou. Nou, sê net gou vir my, wie van julle, as jy in 'n spieël kyk, sien jy die Here? Ek weet nie van julle nie, ek sien myself as ek in 'n spieël kyk. Ek sien nie die Here nie, ek sien myself. Maar dis waarmee Paulus hier besig is. Hy sê die Nuwe Testament het iets kom doen. Hy het ons 'n nuwe skepping gemaak. En 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, ons is hierso by 3 vers 18, 5 vers 17 sê, die ou dinge het verbygegaan. So Paulus kom sê, ek en jy moet leer om verby ons natuurlike bestaan te kyk. As jy soos in 'n spieël, die spieël is God se woord altyd in die Bybel, maar as jy in 'n spieël die heerlikheid van die Here kan sien, waar gaan jy dit sien? In jouself. Ek wil vanoggend vir jou vra om in sy oë te kyk, en ek bid dat jy iets van jouself in sy oë sal sien. As jy soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here kan sien, verby jou natuurlike gesig kyk, and you can see the glory of God, you behold His glory, not just in a general sense, but in you, dan word jy verander. Verandering nog altyd was die resultate van vernuwing, skryf hier dieselfde Paulus in Romeine 12, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. As jy sit en jy wil jou man verander, geen vrou wil dit ooit doen nie, maar dalk is hier mense wat nog 'n bietjie Pretoria aan hulle het. As jy iemand wil verander, hulle gaan nie verander totdat daar nie 'n stuk vernuwing aan die binnekant gekom het nie. 'n Vernuwing, 'n nuwe oortuiging, 'n groter waarheid, 'n nuwe begrip, 'n nuwe identiteit. Dan verander gedrag. En jou kinders, ek het veel slegte nuus, hulle gaan maar net soos jy wees. So kom ons gaan maar net aan. Ons gaan nie daarby verbygaan nie. So waaroor Doxadeo vandag met jou wil praat, is dat as jy in God se gesig kyk, gaan jy liefde sien. En as jy sy heerlikheid sien, the core expression of the glory of God is His love. Johannes 1 vers 14, die van julle wat 'n nota wil maak, hy sê ons het die heerlikheid van die enige gebore seun gesien. Dit was vol genade en vol waarheid gewees. Dis die twee bene waarop liefde staan. Liefde
is hierdie proses genade sê, wat kan ek vir jou doen wat jy nie vir jouself kan doen nie, en waarheid sê, hoe kan ek jou groei en jou regtig maak wie jy kan wees. So wat ook al by jou huis en by jou werk aan die gang is, ek glo dat die Here hierdie jaar vir 'n jaar lank ons aandag gaan hou in Doxa Deo reg oor al hierdie verskillende stede en prosesse om ons te fasiliteer so that we become who we is. Ja, hulle verstaan hom altyd, ja. Party mense wonder of ek 'n fout gemaak het, maar okay, kom ons gaan aan. That we become love. En die woord become is so 'n belangrike woord, want dit is vir my soos 'n saadjie, en ons is nogal lief, ons bly op 'n plot daar in die noorde van Pretoria, en ons is lief vir die natuur en so aan, en jy sien hoe dat 'n saadjie wat nie lyk soos daai plant, hy lyk nie soos daai plant nie. Maar daai saadjie val in die grond, daar's spesifiek is daar 'n koorsboom daar by my wat babetjies maak waar ek nie wil babetjies hê nie. Ek het net een koorsboom in my lewe nodig, dankie. En maar as jy weer sien, dan kom daar, he reproduces after his own kind. En daai klein boompie, as jy hom so kyk, kan jy nie glo dat binne in daai klein boompie lê die potensiaal van hierdie groot boomie. En dis hoe ek wil jy moet vandag besef, is dat God vir elkeen van ons sê, become who you are. Become who you are. En soos ek gesê het daar in die noorde van Pretoria waar ek bly, become who you is. So, ek dink ons wil vandag 'n bietjie met julle kuier oor hierdie woorde. Jesus het regtig nie gekom om ons net te leer oor hoe om lief te hê nie. Hy het gekom om ons liefde te maak. Hy het gekom om jou DNA te openbaar, dat jy in sy beeld en sy gelykenis geskape is. En ek wonder wie van julle in die oggend as jy in die spieël kyk, dan sê jy, hallo, jy is John, jy lyk 'n bietjie verwoes, nadat 'n kussing jou beet gehad het. Gisterand beter gelyk toe jy gaan lê, as wat jy nou lyk. Maar hallo, jy is John en jy is liefde. Ek wonder wie van julle maak daai verklaring, as jy in die oggend opstaan, dat jy vir jouself sê, vandag leef ek geanker en van die vertrekpunt van liefde af. Dis nie wat ek doen nie, dis wie ek is. Die Bybel is so mooi in sy woord keuses. In Efesiërs 2 skryf Paulus, hy sê God wat ryk is in barmhartigheid, toe ons dood was, het hy ons lewendig gemaak. En die Amplified Bible, die werklike Bybel, die regte Bybel, moenie vir my e-mail stuur nie, asseblief. Ek het al 'n e-mail gekry oor die Amplified, maar ek dink net wat die Amplified doen, ek het mense gespot en gesê, gaan nie hemel toe gaan as jy nie 'n Amplified Bible het nie, en toe kry ek 'n e-mail. So, sê daarso, listen to this, in order to satisfy the intense love with which he loved us. When we were dead, he made us alive. Dink net gou oor hierdie gedagte, God het ons nie lief oor dat hy ons jammer kry nie, God het ons nie lief oor dat hy gevoel het ons moet gered word nie. God het ons lief oor hy homself nie kan help nie. In order to satisfy it. Nou skryf Paulus in hierdie selfde 2 Korintiërs 5 vers 13 sê hy, die liefde van Christus dring my. Ek kan myself nie help nie. Daar's 'n liefde in my hart vir julle. En ons het dit beleef toe ons kinders gebore is. Hulle het niks gedoen om ons liefde te verdien nie. My kleinkind ook nie. Maar toe daai kind gebore is, toe gebeur daar iets in my binneste wat maak dat ons lewe so gespin het om daai klein lyfie tot vandag toe. Dit is wat liefde is. Liefde is bereid om op te offer, want liefde is 'n identiteitsstelling. God is liefde, ek is liefde. Ek wonder of ons dit hardop vir een keer net kan bely. Sal julle dit doen? Kom ons hoor net wat gebeur met jou binneste. As jy een keer sê wat die Bybel oor jou sê. Kom ons sê dit. God is liefde, so ek is liefde. Ek sien jy sukkel bietjie. Sê dit weer. God is liefde, so ek is liefde. Weet jy hoekom sukkel ons? Want ons kyk na ons gedrag en ons dink hierdie klein boompie tree nog nie heeltemal op soos daai groot boom nie. Wel ek wil vir jou sê, dit maak nie 'n verskil in die oë van die Here nie. Hy sê, ek het my DNA, ek het die saad van my woord binne in jou gesit. Ek dink 'n deel van die probleem is dat liefde vir ons 'n term is wat miskien 'n bietjie te wyd gebruik word, nê. Nee, so ek is baie lief vir my vrou. Ek is ook baie lief vir chutney. Ek is regtig lief vir rugby en lief vir my varkhond. En ek dink die feit is ons gebruik hierdie term verskriklik wyd.
En dan sukkel ons om te verstaan, maar okay, as die Bybel sê, ek is liefde, wat beteken dit? Hoe vertolk jy dit? Ek wil jou 'n stukkie van ons storie net hier inweef. Die vorige September is ons met vakansie en ons kry 'n telefoonoproep. Hallo pa, jou huis het afgebrand. Ons het 'n grasdakhuis gehad en binne 'n halfuur of 'n 3 kwartier is hy gone. Dit was 'n veldbrand wat die wind bo op die dak die kole gegooi het of wat ook al. En hier kom ek en Williana die aand by die huis en dit is absolute devastation en verwoesting. En ek dink net, as jy dink oor alles, ons is dankbaar, ons het gister by 'n brand verby gery. En toe sê sy weer, ek is so bly ons was nie daai dag daar terwyl dit gebeur het nie, want daar is daai trauma gespaar. Maar jou lewe word so onderste bo gedop. Die volgende oggend sit by die kinders in hulle klein ekstra kamertjie geslaap. In die oggend toe ek opstaan, toe staan 3 van my vriende op my plot voordat ek wakker geword het. En ek meen, onthou nou, as 'n brand 'n plek verwoes het, dan is die waterpype in hulle kanon in, die krag is in sy kanon in, die veiligheidsheining werk nie. Alles is weg. En hier daag mense in my krisis op en hulle bring genade vir Jan. Hulle kom doen vir my wat ek nie vir myself kan doen op daai oomblik nie. Ons het daai eerste week gehuil oor ons huis. Daarna het ons begin huil van dankbaarheid vir hoeveel mense God se liefde na ons lewe en ons storie toe gebring het. Hoeveel mense kom sê het, ons gaan by jou kom staan en ons gaan die heerlikheid van die Here vir jou wys. Want die eerste uitdrukking van die heerlikheid van die Here is wanneer mense liefde gee. Jou siel, soos dat jy vandag hier sit, op sy gelukkigste, dink jy, is wanneer jy liefde ontvang. Die Bybel sê, op jou gelukkigste is jy, wanneer jy begin liefde gee in alles wat jy doen. Die omvattende dimensie van God se liefde. Om net toe te laat dat dit oorloop uit jou lewe uit. Party mense sê vir my, John, maar ek is op te moeilike plek myself om nou vir ander te kan omgee. Nee, wag so bietjie. Die pad uit daai gat uit, daai depressie of daai moegheid of daai struggle, daar waar jy nou is, die pad daar uit, is die pad van om liefde te gee vir mense rondom jou, want dit is wie jy is. Dit is die beste jy op hierdie aarde. Nou kom die skrywer Paulus en hy sê, God wil ons liefde maak en hy doen 'n fascinerende ding in die tweede brief van Korintiërs. En ek wil hê met vir 'n oomblik net voel die gewig van wat nou hier gebeur. Paulus skryf oor die derde persoon in die Godheid. Nou, hy doen dit in 2 Korintiërs 13 vers 13 en party van julle ken dit uit julle koppe uit. Die laaste versie van sy 2 briewe sê hy, mag die liefde van God die, moet ek so staan? Mag die liefde van God die Vader, genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Paulus is besig om vir mense in te nooi en hulle te wys, God se hart is liefde. Jesus is die draer van sy genade and the fellowship of the Holy Spirit. May it be with you. En die meeste van ons dink aan die gemeenskap van die Heilige Gees, dink ons in selfsugtige terme. Dankie Here dat U by my is. Dankie dat U in my is. Ons dink aan die gemeenskap van die Heilige Gees, dat ek hier wil uitloop, asseblief Here, gaan net saam met my hier uit, gaan net saam met my, daai vertraagde baas van my, wat ek môre mee moet werk, ek praat nie Rian se baas nie, maar daai vertraagde baas van my, ons het so interne grappie, ek het opgeteken om vir Jesus te werk, en toe eindig ek met Ellen op, so, alles wat ons dink, let the fellowship of the Holy Spirit. Here, ek wil net nie alleen in hierdie wêreld ingaan nie, maar Paulus doen 'n fascinerende ding, waar hy die volgende in 1 Korintiërs 6 en 2 Korintiërs 6 sê, hy weet julle nie, dat julle liggame die tempel van die Heilige Gees is nie. Soos dat jy vandag hier sit, sê God, ek maak jou my woningplek, ek maak jou die plek waar ek leef en waar ek beweeg, binne in jou. En dit beteken dat ek en jy word dan nou die draer van die Heilige Gees in ons huise in. Ons word die draer van die Heilige Gees in ons werksplekke en gemeenskaplik is hierdie gemeente die draer van die Heilige Gees
in hierdie omgewing. We bring the presence of God to this world. Dis ek en jy. En ek gaan dit genoeg sê totdat almal se koppe skud in hierdie plek en julle sal met my stem. Maar ek wil hê dat jy jou identiteit, ek wil hê dat jy in die oggend moet opstaan en wanneer jy in die spieël kyk, moet sien ek is die tempel van die Heilige Gees. Ek is die woonplek van God homself. En God wil deur my woning kom maak in hoe my familie funksioneer en hy wil woning kom maak in hoe dit by my werk gaan en hy wil woning kom maak in wat in hierdie stad en in hierdie omgewing gebeur. Nou die groot ding wat ek sien in die laaste paar woordjies van daai skrifgedeelte, ons word almal van gedaante verander na dieselfde beeld deur die Here wat die Gees is. Dit is die werking van die Heilige Gees. En ek wil jou gou terugvat na die boek van Johannes toe, want dit gaan help dat ek en jy kan uitstap met die regte verwagting van wat beteken dit dat God se Gees deur my uitstap by daai deur. Wat beteken dit? Nou die woord parakletos is 'n verskriklike mooi woord wat gebruik is in die Griekse taal. Dit was die skryftaal van die dag, soos dat ons baie keer vandag in Engels sal skryf. Was nie die taal wat Jesus gepraat het nie, by the way. Hy het ook nie Engels of Afrikaans gepraat nie, die van julle wat gewonder. Dit was Aramees gewees. Party mense sê mos die 1983 vertaling is die een wat Paulus gebruik het, nê. So dan raak ons bietjie verward. So hulle het in Grieks geskryf en die woord trooster het toe opgeëindig in die Afrikaanse Bybel. Comforter in die Engelse Bybel. Maar dit's nie die regte prentjie in ons koppe vir wat die oorspronklike woord wat Jesus gebruik het nie. Ek wil gou vir jou die regte prentjie wys. Wanneer iemand sy knie geval het op 'n rugbyveld en hy kan nie loop nie en iemand anders kom hak onder jou in en jy steun op hierdie ander persoon. Ek kan nie self loop nie, maar jy parakletos, jy kom staan langs my en jy help my om te doen wat ek nie kan doen nie. Dis hoekom die Amplified Bible sal ook die woord advokaat gebruik as vertaling van daai woord. Dis enige iemand wat in 'n ondersteunende rol my bemagtig vir dit wat ek nie kan doen nie. So die meer akkurate Afrikaanse woord, of die een wat die meeste dit verduidelik, is helper. Dis die beter woord. En ek wil vandag bid dat God die helper sal wakker word in die binneste van elke mens in hierdie plek. Ek en jy dra die helper van hierdie planeet in ons menswees. En dit beteken, jy hoef nie perfek en volmaak te wees voordat jy iemand help nie. Kan dit vir iemand sin maak hier? Party van ons sê, nee, as ek geen sonde meer het nie meer skree op die ref wanneer ek rugby kyk nie, dan gaan ek toelaat dat die Here deur my 'n helper word. Ek wil vandag bid dat wanneer jy nagmaal kom gebruik nou, dat jy besef dat deur die Heilige Gees het God ons kom help. Ons kan nie onsself red nie, ons kan nie onsself reinig nie, daai brood praat van restaurasie, ons kan nie onsself heel maak nie, dit is die Heilige Gees wat ons red deur die offer van Jesus. Dit is die Heilige Gees wat ons identiteit vestig. Dis hy wat ons leer hoe om te lewe. Ek quoteer nou vir jou skrifgedeeltes soos wat ek praat. En het nie nou tyd om hulle almal op die skerm te sit nie. Dis die Heilige Gees wat ons bemagtig vir ons lewe. En dit beteken jy en ek word brood en jy en ek word wyn. Ons word reinigende energie in ons familie. Ons word reinigende energie. Kan iemand net saam met Rian amen sê asseblief? Ons word reinigende energie by ons werksplekke. Josef, waar is jy? Ek weet nie, ek is verkoop. Niemand is meer lief vir my nie. Hy sing, nobody loves me, everybody hates me. I'm gonna eat some worms. En hy eindig in Potifar se huis. En hy kom op 'n plek waar hulle vir hom die volgende oggend wakker maak. Jy het geen voorregte nie. Jy het nie 'n yskas waar jy self kan kies wat jy eet nie. Jy besluit nie hoe laat jy opstaan nie. Jy besluit nie wanneer jy teetyd het nie. Jou hele lewe is jy 'n slaaf. En wat doen Josef? Hy daag op met die helper binne in hom. En hy begin vra, hoe kan ek jou dien, Potifar? Die Bybel vertel ons dat Josef op 'n plek gekom het waar Potifar hom het
alles in sy besit toevertrou het. En ek wil vandag proklameer oor hierdie plek. Dit gaan nie gebeur as jy nie die helper binne in jou toelaat om liefde. Met ander woorde, Josef was lief vir Potifar. Dit was nie nodig dat hy hoef saam te stem met Potifar se geloofsoortuigings nie. Dit was nie nodig dat hy hoef saam te stem met Potifar se waardes nie. Josef het gekom om te dien. Al wat ek kan imagine is, iemand het vir hom gesê, julle 5 slawe, julle maak hierdie vloere skoon. Dis julle hele dag se job, die plek, ek wil jou gesig sien, soos toe ek in die weermag was, jou gesig moet blink in jou skoene, ek wil dit sien. En ek dink net op die einde van die dag het hulle vir mekaar gekry gesê, hoe kry Josef het reg? Dat daai plek waar hy gewerk het, laat dit so blink. Die excellence, die toewyding, die gesindheid waarmee hy gekom het vir hom autoriteit gegee. Nou wil ek vir jou 'n storie vertel. Verlede week, die week voor dit, die sondagoggend, val daar 'n massiewe boom om in die parkeerterrein van Brooklyn Campus. Smash een van die karre. Daar het 'n ander kar verbygery met 2 mense in. Hy val die agterkant van hulle kar plat. Gelukkig, dank die Here, het hy nie boop. Hulle sou dit nie oorleef het nie. My eerste vraag is, hoekom ry hulle verby? Hoekom is hulle nie in die kerk nie? Jy sien, dit is my eerste vraag. Maar nou kom die stadsraad. Ek weet dis anders hier in die Kaap, maar die stadsraad sny nie die boom op nie. En wat doen ons? Ons hele gesindheid, so maklik vir Afrikaans sprekende mense in Pretoria, ons mount. Hierdie simpel stadsraad. Ek kan nie glo dat dit hulle so lank vat om hierdie te doen of daai te doen nie. En teen die Vrydag, toe vra ek vir ons bestuurspersoon by ons kerk asseblief, is daar iemand anders wat ons kan kom help? Kom ons help tog net die flippin stadsraad. En ons sny die boom op en ons vat hom weg. Daai Sondag preek ek oor 'n soortgelyke gedagte, verlede week se preektema wat julle hier ook gehad het. En ek word so aangekla in my binneste, wat die Here vir John vra. John, is die helper besig in jou, besig om op te daag by Pretoria se stadsraad? Of is dit die klaarkous binne in jou, wat opdaag by die stadsraad? En ek dink net hoe baie van hierdie gesindheid het Jesus probeer saamvat in hierdie skrifgedeelte waartoe ek jou nou wil vat. Waar wil ek net eers 'n great quote wat ons raak gelees het. Wanneer God praat met jou, praat hy met jou ware identiteit. Hy praat nie met die valse weergawe van jou nie. Jou ware identiteit is wie jy is. En dis wat die woord hier aanspreek. Maar nou kom Jesus en hy sê vir Doxadeo, vir jou individueel en vir ons as 'n groep mense, ek gee nou vir julle 'n nuwe gebod. Dat julle mekaar moet lief hê met die kwaliteit van die liefde waarmee ek julle lief gehad het. En die kwaliteit van liefde wat Jesus gebring het, was helpende liefde gewees. Hy het homself geposisioneer om vir mense te vra, hoe kan ek jou help? Vir die blinde persoon, die gees van die Here is op my, ek gaan jou help dat jy weer kan sien. Vir die persoon wat sy hart verbryseld is, ek gaan jou help dat daar vir jou genesing en restaurasie. Vir 'n persoon wat arm is en niks meer nie, ek gaan vir jou die goeie nuus, die inspirasie van die evangelie bring, dat ons die siklus van armoede in jou lewe gebreek kan sien. En so het Jesus sy liefde, God se liefde aan mense bekend gemaak. Ek weet nie of jou storie soos myne is nie, maar vandat ek 13 jaar oud is, wat die Here vir my 'n werklikheid geword het, het ek die helpende liefde van God deur sy gees in my lewe leer ken. Hoe hy my gehelp het deur matriek, hoe dat hy my gehelp het om my loopbaan te kies, hoe dat hy my help in my verhoudinge, hoe dat hy my help wanneer dit kom by al die laste en die druk van dit wat ek op my tafel het. Iemand vra die week, John, hoe cope jy? Ek het 'n helper. Jy het 'n helper. Kan iemand net saam met my opgewonde raak asseblief? Ek weet binne juig julle. Jy het 'n helper. En vandag is daar nog een treetjie waar Paulus dit so skryf, 2 Korintiërs 1 vers 3. Dan skryf hy sê ek prys die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dan noem hy hom die Vader van vertroosting en die God van ontferming. Wat ons troos in al ons verdrukkinge.
sodat ons ander mense kan gaan troos met dieselfde troos wat ons ontvang het. Paulus is besig om vir my en jou te sê, God praat met die ware jy binne in jou. Jy's in sy beeld en sy gelykenis geskape. En ek bid dat jy na jou huwelik toe sal teruggaan en in plaas van dat jou gedagtes meer vol is van wat sy nie doen nie, en hierdie is te min en daai is te veel en jy weet, veral as dit by woorde kom, daai is te veel. As dit by horlosie en 'n kredietkaart kom, is anders. In plaas van dat dit is waar jou fokus is, wil ek vandag vir jou vra, meneer, daag in jou huwelik op as 'n helper. Begin hierdie vraag vra, hoe kan ek jou regtig help? Wat doen ek wat jou regtig ondersteun? Mevrou, jy soek liefde en jy soek koestering, daag op as 'n helper in jou man se lewe. Die van julle wat nog kinders in die huis is, en jy wil die aandag van jou pa hê, daag op as 'n helper. Is nou nie meer nodig om opgewonde te wees in hierdie plek nie, want hierdie raak nou challenging. Daai baas wat jy wens, hulle sê mos al ry random busse op 'n Sondag. Wat as jy nou hier uitgaan en 'n bus trap jou, wat gaan jy jy wil hê een van daai busse met jou baas trap. Ek wil net vir jou vra. Ek wil vir jou vra, terwyl dat jy soek vir ander werk. Hallo? Daag op waar jy nou is, as 'n helper. Onthou, ek het eendag vir 'n vrou, wat vir my kom sê, ja, ek moet vir my man, ek het nou 'n beter een gekry, en sy wil hê, ek moet vir haar toestemming gee, om te skei, en hierdie ander man, toevallig was daai man in die Kaap, sy wil nou trek. Toe het ek vir haar gesê, met die diepste liefde in my hart, mevrou, jou probleem, is dat jy jouself saamvat, na die volgende verhouding toe. Dis jou probleem. Ek weet nie wat het toe gebeur nie, sy het nooit met hom gepraat nie, maar jy vat jouself saam na die volgende werk toe. Hallo? Jy vat jouself saam daar waar jy gaan in daai nuwe huis bly, in daai nuwe woonbuurt. Jy vat jouself saam. So dag begin net opdaag. Met die helper binne in jou, tempel van die Heilige Gees. Kyk in die spieël in die oggend en sê, vandag is ek liefde. Ek leer nie van sy liefde nie, vandag is ek. En daai boompie groei en hy word sterker. En wat ek gevind het, is dan gebeur daar iets met die mens, waar dit eintlik nie meer saak maak, waar jy geplant is nie. Want jy begin floreer. Jy begin floreer. 'n Vriendin van my het so bietjie haar Engels, het sy nie mooi reg gekry nie. Sy wou sê, dit wat jy saai sal jy maai, toe sê sy, so ek sê nou vir julle, what you sow you are going to mow. Ek hoop julle onthou hom. En dan wil ek heel laaste net vir julle sê, die woordjie mekaar is so groot woord, want die plek waar God se liefde groei, is in spiritual community, dit is in die liggaam van Christus. En die een ding, toe my huis gegroet het, en dat ek net sê, 'n jaar later, al die ontwrigting en al die chaos, het ons 'n wonderlike nuwe huis kon bou, en deur die krag van my geestelike gemeenskap. Ek het elke Vrydagoggend 'n mannegroep, ons is net diskant eintlik 'n sekte al, ons is so 60, so 60 mense. Asseblief moenie vir my brief skryf, dis 'n grappie. Ons is net so 60, 65 manne, wat elke week, die wat daar is, by mekaar kom, party van hulle skakel aanlyn in, en we live in fellowship, we live in community. En ek en Williana het week 2 en 3 begin huil oor die intensiteit van God se liefde, toe ons in een van ons diepste krisisse ingegooi is. En ek het 'n paar keer, oral waar ek gepraat het op daai stadium, vir mense gesê, weet jy hoe smag, John, dat jy sal voel wat ek gevoel het. Toe ek nie self geweet het wat gaan gebeur nie, toe ek nie self die geld gehad het om alles reg te maak nie, toe ons nie self krag gehad het om die emosies saam met die laste van ons werk, ek het dit nie in my gehad nie, was daar mense wat langs ons kom staan het, en die parakletos, die trooster, die helper,
het onder ons ingeklim. En ons staan vandag aan die ander kant van 'n groot trauma en hy het ons nie geknak nie. Ons het die God van ontferming en die Vader van vertroosting beleef. En ek wil vandag bid dat jy in hierdie gemeenskap, dat jy jouself sal kom toevoeg tot hierdie gemeente. Ek weet party mense kom in en uit op 'n Sondag en dan wag hulle vir iemand om hulle raak te sien. Sal iemand my net raak sien? Sal iemand my net groet asseblief? Nou, hulle is nie nou in hierdie diens nie, hulle is in die tweede diens, maar ek wil net hê, julle moet vir daai mense sê, groet jy iemand? Kom skakel jy in, kom begin dien, maak deel van hierdie span hier voor, kom help nagmaaltafels dek, kom skakel in. Want die plek waar God se liefde prakties raak, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Die Seun van God, die eerste ding wat hy doen, is hy roep disippels om saam met hom te leef. If he lived in community with others, we need to live in community with others. So kom staan asseblief saam met my, ek wil graag saam met jou bid oor 1 of 2 gedagtes voordat ons gaan nagmaal gebruik. Kom ons staan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, miskien is hier iemand in hierdie vertrek vandag wat besef dat hulle nog nie ja gesê het vir God se liefde oor hulle lewe nie. En hulle hoor vanoggend hoe dat U vir elke mens in hierdie plek sê, jy is myne, jy behoort aan my, ek is lief vir jou. En ek vra vir so 'n persoon, wanneer hulle nou hierdie broodjie sluk, en wanneer hulle hierdie druiwesap drink, dat hulle vandag ervaar, hoe dat U intrek in hulle harte in, en kom woning maak binne in hulle. Vir enige iemand wat hier staan vandag, wat voel, ek's op my eie, ek moet hierdie lewe op my eie battle, en ek is moeg daarvoor. Die Here sê vandag vir jou, kom na my toe, ek gaan vir jou rus gee. Ek wil jou hand vat en ek wil saam met jou leef. En as dit jy is, net daar waar jy nou staan, sê net saggies, Here, ek wil ja sê. Ek wil ja sê vir U uitnodiging om in verhouding met God te leef. Ek wil vir 'n tweede groep mense bid vandag, mense wat regtig vriendskap en ondersteuning nodig het, Here. En ek wil die eensaamheid en die isolasie, wat die vyand, hy trek ons een kant toe. Party van ons het seer gekry, en ons het besluit, ek sal nooit weer my hart vir ander mense oopmaak nie, en dan as ons onsself weer kry, dan staan ons vinger alleen in hierdie wêreld. En vir elkeen van hulle is daar ook vanoggend 'n uitnodiging. Kom sê ja vir geestelike gemeenskap. Kom sê ja om deel te wees van 'n geestelike familie. En as daar so iemand is, Here, hierdie broodjie praat van U liggaam wat uitmekaar geskeur is, sodat daar restaurasie en heling in U liggaam kan wees. En ons wil vandag, wanneer ons nagmaal gebruik, wil ons sê, Here, ek wil ja sê, dat U my 'n deel maak van U liggaam. Kom wys my waar ek inpas, kom wys my waar ek 'n bydrae kan lewer. En dan laastens, Vader, vir elke mens in hierdie plek, wil ek vandag bid, kom maak ons brood en wyn in ons wêreld, Here. Kom maak ons die voedingskrag, waar hulle wat honger rondom ons is, dat ons vra, hoe kan ek jou help? Kom maak ons die reinigende krag, dat daar in Farao se huis, dat ons invloed kry, sodat ons dinge kan vernuwe en verander, om God se eer te bring na ons werksplekke en ons wêreld toe. En mag hierdie deel van die Kaap, van die Weskaap, mag hierdie deel, Here, regtig U genade begin beleef, deur die krag wat U in hierdie plek gesit het. Jy is die tempel van die Heilige Gees. Die helper woon binne in jou, en die helper gaan saam met jou by daai deur uit in jou wêreld in. Dankie dat hierdie twee simbole van nou af ons altyd gaan herinner, Here. U maak ons liefde. Ons word wie U is vir 'n tyd soos hierdie in ons wêreld. Dankie, Jesus. Ons wil daarvoor ook ja sê, Here. Ja, Here, stuur my as 'n helper in hierdie wêreld in Jesus naam. Amen. Amen.
Jy is welkom om uit te beweeg en vir jou nagmaal te kry, dit alleen te gebruik of saam met iemand terwyl dat ons verder worship. Dankie. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, a mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. I have power, I am fullness in His love. It's in the beating of my heart, in the depth of my soul. Every part of who I am and all I know. It's the way of love. Oh, it's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. There is power, there is fullness in His love. I am anchored in the Father's endless love. There is freedom, there is fullness in His love. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.